Goeiemôre, dit is maandagoggend 7 April 2025 en ek groet julle hartlik hier vanuit Gauteng of dan Transvaal, afhangende van hoe jy dit wil insien. En gister was 6 April en 6 April 1652 het die Volksstigting aan die Kaap van Goeie Hoop plaasgevind. Toe Jan van Riebeeck in opdrag van die Oos-Indiese Kompanjie 'n halfwegstasie begin het met die bedoeling om die probleem van skeurbuik, die verskaffing van varsprodukte, om dit te kan doen aan die skepe op hulle pad na Indië, die verre ooste, en dan weer op pad terug, gevul met die rykdomme van die ooste. 'n Tyd waar handel in die wêreld natuurlik baie sterk aan die groei was, aan die ontwikkel was. Maar Jan van Riebeeck se Volksstigting aan die Kaap, die bou van die fort wat amper onmiddellik begin het, die groentetuine wat hulle aangeplant het en dan die bietjie handel wat hulle met die koei gedryf het, was natuurlik die begin van 'n baie lang, van roemryke Suid-Afrikaanse geskiedenis, met al sy hoogtepunte en al sy laagtepunte. Ons weet dan ook dat dit gestig was om te voorsien in lewensbehoeftes. En dis asof 'n mens nie dit uit die oog uit moet verloor nie, want al hoe meer en meer in die tye waarin ons vandag lewe, is daar minder en minder voorsiening in mense se lewensbehoeftes in die moderne tyd waarin ons lewe. Ons het verdrukking ervaar vanaf die Britte. Ons het oorloë beklei aan die oosgrens in die binneland. Ons het in die boereoorlog beklei en telke male, elke keer het dit maar gegaan rondom die vryheid van ons Afrikaner voorgeslagte, wat natuurlik in die eerste plek vestig het aan die Kaap, omdat ons vir ons geloofsoortuiginge vanuit Europa gevlug het. En die afgelope week of twee wat ek deur die land gereis het, waar ons 'n toer deur KwaZulu-Natal geneem het, het jy so dikwels verby die monumente, die bakens van ouds gery, en jy kan sien hoeveel hoop daar was honderde jare gelede in dit wat mense oorgedroom het, wat hulle kan bereik hier in hierdie nuwe land van die wêreld, hier in Suid-Afrika. Ons sien dan ook in hierdie geskiedenis omvat die glorieryke jare van groei. Dis na 1961, nadat Suid-Afrika 'n republiek geword het, hoe wêreldwye sanksies Suid-Afrika 'n sterk, onafhanklike land gemaak het, gedryf het om sy vervaardiging, sy mynbou en alle fasette eiehandig uit te bou, iets waarop elke Suid-Afrikaner trots behoort te wees. Maar in hierdie selfde rondry beweging van ons sien jy hoe oor die laaste klompie jare hierdie geskiedenis besig is om te vervaag, hierdie glorieryke era besig is om te verdwyn in vervallendheid, in verwaarlosing, in 'n gebrek aan onderhoud. Sien ons hoe die massas net eenvoudig vernietig en afbreek. En ja, wanneer ons sien hulle bou 'n nuwe pad, hulle herstel die N3 daar buitekant Pietermaritzburg, dan moet jy maar kyk wie is besig om dit te doen, en dit is die tolpadagentskap. Hulle word betaal, die tolgelde wat ons betaal word gebruik om die paaie mee op te hef, want uit die aard van die saak sou daai paaie verval, sal dan nie meer tolgeld op betaal word nie. Maar dit is nogtans iets verblydends om te sien. Maar dan wanneer jy in die middendorp inbeweeg, daar waar die kern van elke dorp is,
Kyk na Margate vir 'n voorbeeld, en jy sien die vervallendheid daar, dan besef jy dat munisipaliteite, streeksregerings, nasionale regerings doen niks om onderhoud aan enige iets te doen nie. Daar's geen hernuwing nie, daar's geen oplewing nie, daar's geen toekoms nie. Net agteruitgang. In elke dorp het op die buitewyke, ergens aan die rande, op 'n afgeleë strand, is daar weer besig om nuwe ontwikkelings plaas te vind. Ontwikkelings gedoen deur privaat inisiatief. Maar nêrens sien jy die effektiewe hand van die regering daar nie. Nee, inteendeel is dit net meer belastings, meer red tape om in te vul, minder beskerming aan die mense wat die land bou, die bietjie bouwerk wat daar plaasvind, die absolute gebrek aan inisiatief vanaf die nasionale regering, wat natuurlik ook nou blootgelê is deur hierdie internasionale fokus op Suid-Afrika rondom die onteiening van eiendom sonder vergoeding, en ook die feit dat hulle haas enigiets kan vat wat hulle wil hê. Ten spyte daarvan word daar voortgedruk, want daar's net een agenda wat hulle ken, en buigsaamheid en aanpasbaarheid is nie deel van daardie agenda nie. Daarom moet ons ook niks gaan verwag wat gaan verander nie, en hierdie ding gaan maar net eenvoudig voltyds bly voortgaan, voortbeweeg, afwaarts en al swakker. 'n Mens hoor van kragonderbrekers, substasies wat opblaas, kabels wat gesteel word. 'n Mens begin al dink, is dit hoe hulle nou beurtkrag toepas, deur net eenvoudig sekere woonblokke van krag te ontsien vir 'n paar dae, vir 'n week selfs langer, waar daar nie krag is nie, maar die onderhoud vat 'n eindelose tyd om gedoen te word. Dit terwyl die natuur oorstroom van water, dat die damme oorloop, dat jy kan sien die massas water wat daar by die verskillende damme oorvloei, 'n oorvloed van water, tog nie genoegsame lewering van drinkwater aan die mense in die stede nie. Ergens is daar 'n baie groot fout, 'n fout wat nou al reeds geblameer word op 1652 toe Jan van Riebeeck vir die eerste keer sy voete hier aan die Kaap aan wal gesit het. Want almal moet die fout kry, almal moet die skuld kry, almal, behalwe wie werklik daarvoor verantwoordelik was, wie die belastinggelde wat vir onderhoud bedoel was, geoormerk was, wie dit geplunder het, wat weggeloop het daarmee, die vlakke van korrupsie, die halfgeboude inisiatiewe waarvoor miljoene uitbetaal is, gaan ons maar net in een rigting vat. Geseënd aan die een kant met die baie reën en die water, en 'n bekommernis aan die ander kant omdat ons nie drinkwater skoon en suiwer aan ons mense kan voorsien nie. Ons is al so gewoond geraak daaraan dat kraanwater nie meer drinkbaar is nie. Ons lewe daarmee saam. So die verwagtinge om weer terug te keer na drinkbare kraanwater deur die land is iets wat in die verlede behoort, iets wat vervaag het, 'n hoop wat weg is, wat nie meer bestaan nie. 'n Hoop wat begin het toe Jan van Riebeeck aan die Kaap gekom het om 'n handelspos te stig, wat 'n toekoms vir ons mense geraak het, wat 'n rede vir ons lewe, vir ons bestaan geword het, waar ons voorouers geworstel het in die opbou van 'n land, sodat ons 'n behoorlike toekoms aan ons erfgename kan nalaat. 'n Droom wat nou aan skerwe lê, vernietig deur 'n onvermoënde, korrupte ANC koalisiegeleide regering van nasionale eenheid. In 6 April 1652, wat die begin van alles aandui. Op die ou einde herinner ons
aan die hartseer van die vernietiging wat ons tans in die oë staar. Maar met die wêreld se oë gerig op Suid-Afrika, met 'n dreigende inploffing van die regering van nasionale eenheid, insluitende 'n einde van die Ramaphosa bewind, bring dalk weer 'n bietjie hoop vir die wat dink alles gaan nog goed. Maar vir ons wat weet, wat dink, wat besef, weet, hier lê moeilike tye en groot opofferinge voor. Maar is nou die tyd om te dink, te oordink, te erken daar's 'n probleem en te beplan. Te beplan vir die dag waar daar absoluut geen water uit 'n kraan uit gaan kom nie, geen krag meer uit 'n plak uit gaan kom nie, geen winkels meer gaan kos hê nie, voorrade gaan hê nie, waar jy nie meer gebottelde water kan koop nie. Dit terwyl ons damme oorloop in oorvloed. Die vlaktes groen staan met potensiële veidings, maar daar's nie genoeg voorsiening vir ons land se eie mense nie. Dan het die halfwegstasie effektief tot 'n einde gekom. En ons sal op die een of ander wyse daai droom van ons kinders moet herbevestig. En hierdie hervulstasie, hierdie halfweghuis wat Jan van Riebeeck oorspronklik gestig het, om hom weer te aktiveer tot die mooiheid, die skoonheid en die vermoë waaroor dit al die jare nog beskik het. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle. 'n lekker en aangename dag. Mooi loop.